U Gees, U asem is in ons vanmôre. En as ons daardie asem het en daardie Gees, dan is daar niks anderster wat kan aanvul nie, Here, want U is meer as genoeg. En my gebed vanmôre is dat die woord van die Here sal val op vrugbare grond, U woord waarvoor U dit gestuur het. Dat ons kan kom op daardie plek van God is meer as genoeg. Here, laat ons nie ander bronne nodig het nie, dat ons nie links en regs kyk nie. Laat ons opkyk vanmôre en weet, God bly genoeg. Ek bid vanmôre, salf elke oor, elke hart vanmôre. Heilige Gees, dat die salwing vanmôre kom juke breek, sodat God in alles verheerlik kan word. En ons dankie vir dit, Abba, in die goddelike naam van Jesus Christus. Amen. Glorie. Die Here bly goed. O, jemel. As maar min amens, jong. Nie heeltemal so goed nie, maar darm. So 'n bietjie vanaand net gebeure. Ek dink een van die dinge wat ons baie sterk kan oplet na is die derde tempel. Al meer sprake kom dat hulle besig is om hom te bou. Nou ja, dit gee vir ons eindtyd aanduidings. Okay, so op die einde van die dag lewe ons in redelik exciting times. O, Here help ons. Markus hoofstuk 13 sê in vers 5. En Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. Verstaan net wat hy hier sê. Niemand gaan vanmôre kom en sê, ek is Jesus nie. Maar daar's valse profete wat kom en sê, so sê die Here. So sê die woord. So daai onderskeiding moet ons van God bid, dat hierdie valsheid nie jou gaan mislei nie. Maar wanneer julle hoor van oorlog, gerugte van oorlog, moet julle nie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Okay? Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander. Daar sal aardbewings wees, op verskillende plekke. Daar sal hongersnode wees, beroeringe. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Nou, net vanaf voor ek by vers 9 kom, paar dinge uitroep. Saudi-Arabië is redelik kwaai onder die aanvalle, onder skoot. Daar's 'n nuwe ding wat China gedoen het op AI. Hulle het geproduseer die hemel. So jy kan nou na hierdie kyk en weet julle wat, die misleiding word net al hoe groter. Dan groot storie vanmôre, gaan nie baie populêr wees nie, maar Islam besig om die wêreld te vat. Nou wil ek gou vir julle verduidelik. Islam hardloop van die begin af. Onthou wat het gebeur, Abraham se 2 seuns. Die een by die vry, die een by die slavin. Hierdie ding hardloop, ek gaan nie daaroor praat nie, maar ek gaan vir julle punte uitlig vanmôre. Toe Isak se seuns moes vroue kies. Toe sê hy, moenie onder die Kanaaniete vir julle gaan vrouens soek nie. Esau gaan haal, dit staan in Genesis, gaan haal vir hom 'n Islamiet. Sien julle waar word die bloedlyn bevlek? Gaan ons na Ester toe, dan sien ons daar's 'n wet uitgegee deur die Mede en die Perse. Met ander woorde, Islam. Daniël praat van die Mede en die Perse wat opstaan in die eindtyd. Met ander woorde, Islam. Alright, so ons grootste vyand is hulle. Gaan die anti-kris uit hulle uitkom? Dis 'n oop vraag. Maar dat hulle baie mag het op hierdie stadium, en onthou Donald Trump het in die hek vasgeduik. Hy het 'n paar maande terug gesê, ons het alles van hulle vernietig, al hulle bote, al hulle skepe. Nou kry hy al hulle surprises.
En daar's 'n groot ding rondom die olie. Ouens, die olie, ek wil hê julle moet vanmôre gou net iets verstaan. Die olie wat gestop is om geproduseer te word. Die oomblik as hulle weer gaan begin produseer. Hier kom die slegte nuus, dis Bybels. Minstens 180 dae voor hulle kan lewer. Alright, so waar is die aanval? By die olie. En dit gaan na die volgende dinge toe lei, want ons sien daar Pakistan, Turkye, Saudi-Arabië het nou ooreenkoms. Hulle noem dit die Mekka-ooreenkoms, Islam teen Israel. Alright. Dan is daar die sonsverduistering wat groot stories was. En almal het gesê, hier is die wederkoms. Ons kan nogal liries en mal raak. Groot dinge is wel besig om te gebeur. Die Joodse fees kom, ek dink die 12de, 13de September, Yom Kippur of whatever hulle dit noem. Ek meet nie aan dit nie. Ek meet aan die tekens wat Jesus hiervan gepraat het. Alright. Indonesië sien ek het eergisteraand die tweede aardbewing gehad van 7.7. So die aardbewings raak al hoe meer intenser en groter. Ek dink hy het hiervan gepraat. Hy praat hiervan in die woord. Dan is daar die kos-storie, kom 'n storie, werkloosheid in Suid-Afrika is 34%, onder ons swartes 80% het nie werk nie. Okay, ouens, dis 'n realiteit wat kom. Met hierdie koue, boere hier daai naby aan ons, een ou het 200 beeste verloor as gevolg van die koue, sy skade is 4 miljoen. Een ou het 100 en iets beeste verloor, is gone. Skus, polities, een swarte het 50 beeste verloor, die regering gaan dit vervang. Ek noem dit. Ek wil net vir julle sê, want wat sal hom Naledi Pandor? Sy het 'n gewellige sterk stelling Vrydag op die nuus gemaak. Sy is so uitgesproke teen ons Afrikaanse universiteit wat gebou word. En sy wil weet, hoe kan ons mense ons geld stoot? Want ons taal het nie bestaansreg nie. Ouens, hier kom 'n ding, hier kom 'n groot ding. En onthou die hongersnood is aan die kom. So, daar's dinge besig om te gebeur. Die storm woed, maar ons is nog hier. En my tema vanmôre, moenie die olie en die wyn beskerm nie, maar hy sê nou in vers 9. Hy sê, maar wees julle vir julle self, hoor wat praat hy? Jesus praat, op julle hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs, konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. Met ander woorde, Christus gaan verheerlik word. Dis besig om wêreldwyd te gebeur. Hulle arresteer Christene. Ons het hierdie groot march nou in Limpopo gehad. Ek sê nou Roy is baie kwaad. Hy sê, "Ons al die blanke pastore nou moet almal opruk hier na Limpopo toe." Dan sê hulle die regering met hulle hande van die kerk afhou. Jesus sê dit gaan nie gebeur nie. OK. Ons gaan moeilikheid kry. As die apostels van oud moes sterf vir hulle geloof, wat maak jou en my nou so besonders vanmôre? Maar nou ja, ek en jy gaan hierdie werk moet doen, want hy sê julle moet op julle hoede wees. OK. So ons is in die spervuur. Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is. Net julle sal God sien. Salig beteken jy is veilig. OK. Salig is die wat rein van hart is. Jy sien, reinheid van die hart is nie perfeksionisme nie. Niemand kan perfek wees. Net God is. Want as ek en jy perfek is, het ons God nie nodig nie. Alright, so dis net God wat perfek is. Reinheid praat van 'n hart
wat onverdeeld op God gerig is. He's more than enough. Ons sing dit vanmôre. Maar is jou hart onverdeeld gerig op hom, dat jy weet hy is meer as genoeg? Reinheid praat van 'n hart wat onverdeeld is. Dit praat van 'n hart wat opreg begeer dat God in jou lewe alleen regeer. Daar's nie twee gode nie. Jy kan nie God en Mammon nie. Jy kan nie dien nie. Jy kan nie een voet in die wêreld, een in die kerk. Jy kan nie. Weet julle wat is die kerk? Ek gou vir julle iets lees wat ek raak gelees het. Dit het my nogal bietjie geskit. Ek lees dit sommer net vinnig. Aan Genesis 28 vers 16. Daarop word wakker uit sy slaap wakker en hy sê: waarlik die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê: hoor wat sê hy, hoe vreeslik is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op, neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, rig dit op as 'n gedenksteen, en hy het olie daarop uitgegiet, en hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê: as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en my klere om aan te trek. Ek wil hê julle moet iets agterkom vanmôre. Wat sê Jakob? As God, en ons het nou gesing, he's more than enough. Maar leef ons dit? Jy sien, wanneer ons dan hier by mekaar kom, ons sê altyd, die kerk is jy. Maar hier is 'n plek fisies waar Jakob sê, dis 'n verskriklike plek. Wanneer ons hier by mekaar kom, het ons te doen met 'n lewendige God. Ag, ons gaan alweer vanmôre flipping kerk. Kom met daai gees. Jy bots met sy gees. Totaal. Ag, maar weer vervlaks in die kerk kom sit. Jy moenie hier kom sit nie. Jy moet hom kom loof, kom prys. Jy moet kom hoor wat is die taak, wat is die werk wat hy vir jou het, dat jy dit kan gaan doen, dat jy toegerus kan word deur die krag van die Heilige Gees. En dan sê Jakob: en ek behou na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die 10de afstaan. Genesis. Okay, so ons gaan nou nie praat oor tiendes, want dis 'n topik, want die pastore praat net geld. Nee, jy beroof jouself as jy nie jou tiende gee. Want weet jy wat, die hoogste gesag in die heelal kan jou nie sien nie. Jy steel by hom. Dis al wat ek daaroor wil sê. Min genoeg, né? Jy nie sê ek praat net oor geld weer vanmôre nie, né? Alraai. Reinheid is om die heerlikheid van God in jou hart toe te laat. Jy weet, die Heilige Gees hou daarvan om die vensters van ons harte skoon te maak. En soos hy ons skoonmaak, haal hy hoogmoed uit, sodat ek en jy God se grootheid beter kan raak sien. En soos die Heilige Gees selfsugtige ambisie uithaal, kom ek en jy al hoe meer agter, ek en jy te baie groter doel vir God op hierdie aarde. Soos die Heilige Gees onsekerheid in ons lewens wegvat, hoe meer kom ek en jy agter, hoe diep is ons geanker as seuns en dogters van God, almagtig. En daarom, as hy dan die Heilige Gees hierdie behoefte by jou en my wegvat om mense te behaag, dan glimlag God oor jou en my lewe. Alright. Om God se teenwoordigheid te huisves, beteken die Heilige Gees gaan elke donker plek in jou hart verlig. En weet wat, dan gaan jy nie spartel en stoei nie. Want God en ek is in direkte kontak
deur die Heilige Gees. Dit was juis sy belofte. En hierdie is nie 'n een keer experience in jou lewe nie, ouens. Dis 'n daaglikse leefstyl. Ons bly totaal oorgegee. Ons kry elke môre 'n vars ambisie. Ons vra elke môre vir die Here, Here, wat is daar wat ek vir U kan doen? Wat is nog in my hart, Here, wat teen U staan? Wat kompeteer nog met God vanmôre? Ou, as jy dink jy kompeteer met God oor iets, is jy besig om werk te verloor. Jy gaan nie wen nie. Kan nie teen hom kompeteer nie. Maar jy kan surrender. In die oomblik jy surrender, God vat totale beheer. Alraai, dan word jou gebed baie intiemer. Jou aanbidding word, man, 'n absolute fees. Die skrif word vir jou lewendig en die stem van die Heilige Gees hoor jy elke oomblik. Ja, maar hoe hoor ek hom? Moenie laat ander hom vir jou hoor nie, hoor hom. Hoor hom, hy praat met jou. Praat deur die woord, praat deur 'n lied, hy praat met jou. Daai stemmetjie, die oomblik as jy hom kry jy 'n openbaring, en dis hoekom jy nou vanmôre so borrelwyn staan en olie. Sal julle nou vertel wat het gebeur. Die oomblik as die Gees praat, moet ek en jy in beweging kom. Want jy gaan iets mis. Jy mis wat God vir jou wil sê of gaan doen. Jou kompassie vir mense, jou menslikheid, as die Heilige Gees in beheer is, raak 'n ander saak. Jy word lief vir mense. Jy kan nie jammer nie. Dis lief vir hulle. Daar's 'n verskil. As jy jammer is, dan kan jy sê, "Ag, sies tog, kyk daai." As jy lief is vir hom, dan gaan jy hom. Jy gee hom 'n drukkie. OK. 'n Rein hart word die rusplek van die Heilige Gees. OK. En weet julle wat is die grootste beloning van 'n rein hart? God self is daar. Geen groter gesag as dit. Psalm 24 sê vers 3. Wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hoor wat sê hy nou? Ek dink ons het dit nou in Genesis ook gelees. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy huis. Wie mag staan in die kerk van die Here? Wie die ondervinding van 'n Jakob toe hy wakker word. En hy sê hierdie plek is 'n heilige plek. God is hier. Goed, ek wil nou by my tema kom. Openbaring 6. Ons gaan terug wat besig is om te gebeur in die wêreld. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk. Goed. En 'n ander perd, 'n vuurrooie het uitgekom en aan hom wat daarop sit is dit gegee. Is ons daar? Om die vrede van die aarde weg te neem. En dat hulle mekaar sou doodmaak. En 'n groot swaard is aan hom gegee. Het julle gesien hoe gaan dit in Europa? Het julle gesien hoe gaan dit in die strate van Europa? Het julle gesien hoe gaan dit in Iran? Hoe gaan dit in Israel? Hoe gaan dit in Amerika? Het julle gesien wat is aan die gebeur? Skrif is besig om vervulling te kom in ons tyd. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien, ek kyk as 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand, en ons praat van hongerte, ons praat van koskaarstes. Daai Ford USS boot, die ouens van Amerika gaan dood op die skip, omdat daar nie genoeg kos is. Hulle ry nou eergister 'n ouetjie hier dood in die hoof. Moenie sê dis lekker as hy verdiende loon nie. Hy's 16 jaar oud. Hy wil 'n kar roof en toe hy weghardloop, toe hulle hom op die snelweg dood. En ek sê vir my vrou, ons kan sê dis hy verdiende loon. Maar daar's nie kos.
En hierdie regering val sy mense. Dis waar ek die fout soek vir hierdie God. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning en 3 rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig. Opdrag. Ons gaan nou by die diepte van hierdie een. Daar's hongersnood besig om oral te. Met hierdie 80% werkloosheid, ouens, is 'n tydbom wat wag. Hulle doen nie nog steeds verniet elke week hierdie, maak maatjie die paaie toe, maak bietjie, ergens gaan hulle uitbreek. Ons onderwysdepartement kort duisende onderwysers. Op die nuus. Dis nie wat ek ergens gaan hoor nie. Dis op die nuus. En weet julle wat sê dit vir my? Ons gaan nog 'n geslag verloor. Want hulle gaan nie opleiding kry nie. Hulle gaan nie die regte goed geleer word. Goed. Nou Filippense 1 vers 9. Sê, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei. Die goeders is besig om te kom, vra jy vir God vir onderskeiding, vra jy dat die gees van onderskeiding in jou moet werk, of het jy klappe aan, gaan jy soos 'n donkie aan, ons gaan maar net aan, wie almal doen dit. Ons gaan nie na hierdie dinge van hierdie wêreld kyk nie, want ons is nie realisties nie. Dis nie die opdrag van God nie. Sodat julle rein en vir niemand aanstoot mag wees nie, wanneer tot op die dag van Christus, hoor wat sê hy, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof net van God. Dis waar ons lewens oor gaan, net dat God alleen verheerlik kan word. Psalm 121 sê vir ons in vers 1. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Hoekom nie? My hart is rein. Daar's 'n voorwaarde. My hart is rein. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal die koninkryk beerwe. OK? Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. So by the way, ek het al miljoen keer hieroor gepraat, moenie Israel vloek nie. Bid vir Jerusalem. Los Israel uit. God het hulle gekies. God kom terug na hulle. OK. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee in jou regterhand. Die son sal jou bedag sien steek, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang, jou ingang bewaar, van nou af tot in. Maar hoekom doen hy dit nie? Is jou hart rein? Ja, maar hoekom kom hy nie vir my deur nie? Is jou hart rein? Hierdie is 'n belofte wat God maak in sy woord. Jesaja 43 sê, vers 1 en 2. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou vormeerder oor Israel, wees nie bevrees nie, ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Hier kom dit. As jy deur die water gaan, is ek by jou, en deur die riviere. Hulle sal jou nie oorstroom nie, as jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, die vlam sal jou nie brand nie. Kan ek teruggaan na Openbaring 6? Liefie asseblief. Vers 6. En ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n rantsoenkoring vir 'n penning, 3 rantsoene gars vir 'n penning. En moenie die olie en die wyn beskadig nie. Stap 3 weke gelede in by Fruit and Veg in Boksburg. Was ek 'n groot houtkratte. En onmiddellik vang dit my oog. Hierdie vuil, smodderige, geskeurde labelbottels.
en nogal hier voorop is 'n boom. Dit tref my. Ons is soos bome geplant by waterstroom wat ons vrug gee. En ek kyk na hierdie en onmiddellik praat die Heilige Gees my sê, vat hom. En hier staan ons nou daar in Vroet en weet jy, ons baie mense. En ek vat hom. En die Gees van die Here gee vir my hierdie boodskap. Onmiddellik kom die skrif en dit word vir my die maandag bevestig dat iemand vir my 'n boodskap van Pretoria stuur van moenie die olie en die wyn beskadig. Ek sê dankie, u bevestig die preek. Ouens, hier staan moenie die olie en die wyn beskadig nie. Maar wie van ons lyk vanmôre soos hierdie bottel wyn? Wie van ons voel, kyk dis modder wat hier sit. Weet julle wat het gebeur? Die plase het totaal weggespoel. Die ranke is weg. Daar's niks oor nie. Hulle het hierdie gaan uitgrawe in die sandbanke in die Kaap. En onmiddellik vra die Here, hoeveel van ons lyk so? Aklig, ons voel aklig, ons voel nie goed genoeg nie, ons is gebroke, ons is in die meelsteen, ons is in hierdie dinge wat die wêreld vir ons voorhou, ons kry seer, ons kry skade. En ons vra hierdie vraag, en ons kyk na wat die woord van die Here vir ons sê. En die Heilige Gees sê vir my, en ek wil dit vir 'n paar van julle vanmôre sê, en ek point hierdie sessie. Ek klaar met haar. Julle het nie nodig om te kyk. Kyk na die bottel. Hoeveel van ons se lewens lyk so? Maar ek kom 'n geheim. God sê moenie die olie en die wyn beskadig. En die geheim van die boodskap vanmôre is die inhoud. God sê, moenie die olie of die wyn beskadig. En ek sit die wyn, ek sit die glas daar, en ek breek die seël van hierdie wyn, en ek wil hom vir u gooi. En wat sien ek? Sien ek 'n glas vuil wyn? Die inhoud van die bottel is suiwer. Gaan lees Psalm 104. Hy sê die wyn maak die koning se hart bly. God sê die inhoud van jou en my lewe het nie nodig om te lyk soos die bottel nie. Wat simboliseer die wyn? Die bloed. Is die bloed van Christus gecontaminate? Lyk die bloed van Jesus so? Of lyk hy so? Die olie simboliseer die Heilige Gees. En is die Heilige Gees in beheer? Want jy sien, die Heilige Gees is die salwing wat jou en my 'n rein hart gee.
En vanmôre voel ek om 'n uitnodiging te maak. As jy vanmôre hier sit en jy voel soos die bottel lyk. Ouens, en ek het al baie so gevoel. Sonder die babbelas. En jy het vanmôre nodig om vir God te vra, die inhoud. Suiwer dit, sodat ek vanmôre 'n rein hart voor U kan hê. En jy het ernstig 'n begeerte dat daar vir jou gebid moet word. Al wil ek jou vra, kom staan nie. Die keuse is joune. En ek wil graag iemand uitsonder dat ek het al gevra om te kom. En ek wil vir julle vra om nie te sit te kyk soos aggies nie. Bid saam. Dat die Here kan vir ons deurbrake gee in hierdie môre. Kom ons raak ontslae van dit wat die wêreld aan jou doen. En laat God toe om die inhoud in jou in te sit. Want die inhoud wat ons die dag vir hom gaan teruggee, is al wat saak maak vir my. Liefie, sal jy vir ons musiekie opsit, dankie, hoor. Bekerings wat vanmôre hier plaasgevind het, God bly goed. En as jy nog met 'n harde hart sit vanmôre, pleit ek. Maak plek. Maak plek vir God. En klim jy af. Op die troon sit net hy. Niemand anders nie. Vader, dankie dat ons vanmôre weer eens die hand van God kan sien. En dankie Vader dat U ons gees, siel en liggaam bewaar. Maar dankie dat ons weet dat aan die einde van die dag die inhoud wat hier binne is deur die werking van die Heilige Gees is die boom van Psalm 1 wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en ons wil nie in die kategorie val van 'n vrye boom waar Jesus kom staan en sê het, laat niemand ooit van jou vrug eet. En hy moes oornag vrek. En dit het gebeur. Ons het nog vandag die kans God te vra dat ons 'n boom sal wees wat sy vrugte lewer. En wanneer die koning van alle konings kom, hy tevrede sal wees. Ons dankie vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen.